Nou ja, hier is ek en Althea in die kar. Ons volg Louis in sy voertuig en hy gaan ons nou vat na 'n plek waar ons 'n lekker onderhoud met hom kan voer oor buffels hier in George. Kan julle dit glo? Buffels. Die groot 5. Die groot 5, wel een van die groot 5. Die buffel. Die buffel een. Okay, so baie welkom by hierdie episode. Ek begin om so lekker rof, dof en onbeskof. Ons is hier nie, ons ry nou hier in die stof en goeders, maar ek sal vir julle nou wys, dit is beautiful hier waar ons gaan. Join ons gaan nou baie lekker episode hier so hê vir julle. Ons is in 'n fantastiese area hier tussen die berge, die Outeniqua berge, op Sherwood Buffalo Plaas, saam met ons gasheer Louis van Rensburg, en hy het ons toegelaat vandag om te kom kyk waarmee teel hulle hier. En ek dink ek gaan dit aan Louis oorgee. Louis, dis 'n baie spesiale plaas hierdie. Dis baie anders wat hier aangaan. Wil jy vir ons bietjie vertel, waar kom dit vandaan, wie's jy, hoe het julle hier opgeëindig? Ja, kyk, ek het hier Althea geboor met vleisbeeste, toe die wildgogga my ook gebyt, en in 2012 het ek begin deur 3 buffelkoeie te koop, daarna weer aangekoop en met die bedryf begin, deur daai ongelooflike heiduis gegaan wat so wonderlik is. Onthou, ek is ook 'n afslaer van beroep. So daai wildveilings en so voort was uit adrenalien wat jy vir niemand kan verduidelik as jy in dit is nie. Ek het daarmee saamgekom en ons het die buffelkudde uitgebou. Ons het begin op 67 hektaar. Ons boer vandag op 250 hektaar met 'n... En dit was alles hier in George? Dis alles hier, ja. En hierdie plaas is vandag 250 hektaar en die loop deur die jaar 300 buffels. 3 teeltroppe. Die res is die bultroppe en hulle loop op kokoejo en raaigrasweiding soos julle kan sien hier. Ons lê teen die Outeniqua berge, is die hoogste plaas in George, is naaste aan die berge. Dis 1,5 kilometer van Fancourt Golf Estate af. Sê gou maar, jy het nou iets so pragtig gesê oor die plaas en hoe die beeste, julle bring niks kos in nie. Julle doen niks, die plaas onderhou hulle. Die buffels loop op hierdie weidings, hier so 150 hektaar kokoejo, die res is natuurlike bos. Die plaas is so verdeel dat elke kamp wat wissel van 2 tot 6 hektaar grens aan 'n bos. Die diere hou van water, hulle kry vreeslik warm in die somer, hulle hou van water, van modder en van koelte. So wanneer hulle in die bos wil lê, hulle vreet meestal in die nag, dan gaan hulle daar so in. Ons produseer al hulle kos self hier, ons koop nooit kos in nie. Ons in die somer het ons te veel kos vir die diere, dan maak ons kuilvoerbale en in 4 maande van die winter dan gee ons dit by as addisionele voer. Louis, jy het nou toe jy so geroep na hulle, maar dis vir my verskriklik snaaks want hulle is nou besig om te reageer hier agter jou. Ja, hulle is 'n vreeslike nuuskierige dier, hulle is 'n tropdier, jy moet dit nooit vergeet nie, soos jy sal sien, as jy 'n buffel daar gaan uithaal so rustig is, hulle in 'n aparte kamp sit, sal hy binne 10 minute uitbreek en terugkom, al sit jy hom in watter heiningskamp, hy sal terugkom. Na sy trop toe? Na sy trop toe. My mag. Ja, soos julle kan sien, so kom hulle uit, die koeie kom heel eerste uit, die matriarg van die baas van 'n trop, hier loop 100 diere in hierdie trop. Die baas is 'n matriarg koei. Sy, nee, ons moet dit net reg hou. Die bil is subordinate. Louis, daar is iets wat ek jou wil vra oor. Ja. Ons het vroeër gepraat van julle, wanneer julle die bulle skou. Daar's iets met hulle horings en al daai goeters wat jy gesê die ouens kan wen. As ek vir julle kan verduidelik, as 2 mates nasionaal, internasionaal. Die een, kyk, die horings loop so van die bil. Die een is jy meet reg deur van daar die wydste punt tot daar, dis Rowland Ward. Die ander een is SCI wat jy meet van die punt van die horing
oor die bosses is hierdie twee goed wat hier sit tot by die ander punt en dan meet jy die bosses hiervandaan tot daar en tel jy dit by mekaar. 'n Tipiese bulmate sal nou wees so Shaka wat daar staan. Hy's gebore op die plaas, ons het hom geteel, hy's 52 duim Rowland word. Okay. Sy SCI gaan 140 wees. Van 52 duim weens die mate en die drop. En hoe dieper daai drop is, hoe groter is die SCI. En jy van die het buffels. vreeslik ouliks gesê ook van die kleintjies, as hulle uitkom, nou as hulle so Jy- staan, dan is dit asof hulle 'n horingkie so reguit is. En jy sê dis hoe dit moet wees. Ja, as jy kyk, dis vreeslik snaaks, maar ons boere het begin om ook die genetika in die wildbedryf in te bring, waar jy voorheen net 'n buffel gehad het horings nou baie belangrik gehad. Want onthou, die basiese waarde van hierdie diere word altyd bepaal deur hulle jagwaarde. En hulle jagwaarde is die trofeewaarde Natuurlijk. wat hulle het wat van hulle bepaal word deur 'n buitelandse jagter. So as jy kyk na hulle, jy weet nooit as hulle gebore word. Jy sien eers hier eintlik van 5-6 jaar af wat van hulle gaan word. Maar as jy 'n kalfie kry, veral die billetjie wat die horing so parallel met die grond loop, dan sê jy hier kom iets aan. Daar's hy. Want éventueel as hy so wyd gaan, dan gaan hy op, hy maak hoë punte en dan sak hy en dan het jy die Daai drops. verskriklike Ja. lengtes en En grootte. 'n mooi buffel is vir my een met 'n baie groot liggaam. 'n Bul moet 'n liggaam hê, moet groot wees, hy moet 'n ton en meer weeg, 1000 kg en hy moet 'n drop hê, so Shaka hê, sy horings moet so sak. Ek is nie so mal oor 'n buffel wat net reguit horings het nie. Ek hou van daai drop. Hy moet alles hê wat vir my laat dink dat dis 'n buffel. Daar's hy. Dit klink verskriklik. Jy is al soveel jare in dit in. En dit begin oorspronklik by jou veilings, die buffels, dat jy nou deel was daarvan, Kyk, of is dit iets ek is gebore in die Warrensburg slaghuise, so ons het altyd diere gehad. Ek het hier met vleisbeeste geboer. Veilings is my besigheid en toe die wildbedryf die veilings omarm ensovoorts, toe ek vir 5 jaar lank in die winter elke donderdag Limpopo en daai plekke gegaan waar die groot veilings aan kom ek Sondag aand terug en gaan koop ek. Oh, wild. en toe het jy begin met die wild. Jy En het gesê dit het jou gebyt. Toe het ek al eventueel alles van daar af gebring. So baie mense vra vir my, hoe op dese aarde kan jy met buffels boer in George in die Suid-Kaap en hulle behoort mos eintlik in die Kruger Wildtuin en in Addo. Weet julle dat die buffel in Suid-Afrika is die Kaapse buffel? Dis van hoekom jy die name Buffelsdrift, Buffeljags, Buffelsfontein, Buffelsbaai het. Hier waar ons vandag staan het hulle wild geloop. Simon van der Stel, die gouverneur van die ou VOC, hy was 'n groot wildjagter in sy dagboek het hy sy eerste buffelbul geskiet in die wilderness. Hy het een oggend daar gekom, hierdie monster gesien, hy het hom geskiet, hy het nie geweet wat dit is nie en hy het sy vleis gevat en ophang en biltong gemaak. Oh my. Daarvan so, dit is Kaapse buffels, dit is hulle wêrelddier. Hulle is is van maar die- net noordwaarts gedruk deur ontwikkeling. Oh, As jy kyk na hierdie buffels fenotipies, Ja. is hoe hulle aangepas het met die natuur oor die jare. Die Addo buffel het 'n kleiner horingkie want hy loop deur die vallei bosveld, so sy horing het aangepas om deur paadjies te loop. ek's met jou Hierdie Maxim. buffels is ooptes Goed gewoon. vlaktes en hy kan breed gaan. So kyk na Ja. hulle horings, hoe's hulle gesprei. Kyk na die koeie se horings. Dis nie bulle daai nie, dis koeie. Maar hulle lyk kleiner, né? Dit die kapseltjie lyk kleiner. Nee, dit is verseker hulle het ook meer hare tussen die Oh, horings. jy sien. 'n Ja. Meisie kan 'n meisie herken. Kyk Ja. net hoe kom hulle aan. Kom julle, kom. Oh, man. Kom kykie. Hier staan die matriarg. En die een wat reg hier voor ons Hierdie een met die reg Sy het met die sommer pragtige groot horings. Sy lyk of sy blond is. Haar naam is Kykie. Sy sal as jy ingaan in die kamp nou met 'n voertuig sal sy onmiddellik na die voertuig hardloop, maar dis net Net wat sy ken. Net show business. Ja. Sy dis interessant. Jy kry nie tweelinge maklik by wild nie. Sy het op hierdie plaas al 3 tweelinge geteel. Ag, good for you, girl. Nice.
Maar kyk hoe kyk sy ons, né? Ja, hulle lyk so nuuskierig. Hulle is ongelooflik intelligent hierdie diere. Regtig. Ja. Hoorie sê vir my, ons het so vlugtig daaraan geraak. Die eetbaarheid van die vleis, is dit 'n ding wat Ja, mense kyk tog jy maak? in die Kruger Wildtuin as jy in daai restaurante instap, dan hulle buffel sosaties. Hulle het buffel stew, hulle hulle het doen hom buffel tog. pastye. Daar's. Ja, hy het net nie marbling nie, nou praat ek as 'n slagter. Hy het net nie marbling nie, met ander woorde, hy het nie vet in die vleis nie. So ek sou nooit aanbeveel jy probeer sy vleis braai nie. Nou kyk, te droog en te Maar gemaalde vleis, droëwors, natwors, biltong, uitstekend. Louis, baie dankie. Ons sê Wat tot sê jy? ziens hier van 'n pragtige George Berge af. En julle moet kom kuier en kom kyk hierso op 'n Sondag as dit oop is om buffels te kyk. Louis, dankie vir jou tyd en vir julle by die Dankie vir huis. julle. Tot 'n volgende keer. Totsiens. As julle graag hier wil kom kuier by Louis hulle op die plaas, kontak hulle gerus vir meer besonderhede oor die Sherwood Buffalo Stad akkommodasie.